Palmsondag daag ons uit om Jesus nie net te vier wanneer hy inpas by ons verwagtinge nie, maar om ook op hom te vertrou wanneer hy op maniere werk wat ons nie verstaan nie. Vriende, goeiemôre. Eerskomende Sondag is dit Palmsondag, die aanvang van die groot lydingsgebeure in die groot lydingsweek. Ek het dit goed gedink dat ons hierdie week in die huisfiks oor Palmsondag nadink, omdat ons die Paassangdiens gaan hê Sondag in die erediens. Hierdie huisfiks is ook die eerste van 'n reeks wat ons gaan vrystel so in volgende week vir die groot lydingsweek, so hou gerus al ons kanale op YouTube en op Facebook dop, sodat jy niks mis nie. Met Palmsondag herdenk ons Jesus 'n groot triomfanklike intog in Jerusalem in. En die verhaal begin so waar Jesus 2 van sy disippels in Jerusalem instuur om 'n donkie te gaan haal, en dan tref hierdie 2 disippels die donkie aan presies soos wat Jesus vir hulle gesê het dit gaan gebeur. En dan volg die res van die verhaal en ek lees vir ons uit Markus 11 van vers 7 tot 11. Hulle bring toe die donkie vol na Jesus en gooi hulle boklere oor hom, en Jesus het op hom gaan sit. Baie mense het hulle boklere op die pad oopgesprei, en ander weer takke met blare wat hulle in die veld afgekap het. Die wat voorgeloop het en die wat gevolg het, het uitgeroep: Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Geseënd is die koninkryk wat kom, die van ons vader Dawid. Hosanna in die hoogste. Jesus het in Jerusalem die tempelterrein binne gegaan, en nadat hy na alles rondom hom gekyk het, het hy, omdat dit reeds aand was, na Betanië vertrek met die 12. In hierdie intogverhaal is daar baie simboliek wat ons eintlik vir lank oor kan gesels, maar daar's 2 spesifieke simbole wat ek vandag net vir ons wil uitlig, en dit is die donkie en die palmtakke. Dit kommunikeer vir ons iets van die Jode se verwagting wat hulle gehad het van 'n verlosser wat gaan kom om hulle te verlos van hulle verdrukking. Dit was die gebruik in daardie tyd vir 'n koning wat van 'n oorlog af teruggekom het om triomfanklik op 'n perd in die stad in te kom om hierdie oorwinning te vier. Daar sou skare mense gewees het wat hom toegejuig het, hulle boklere op die pad gestrooi het, sowel as palmtakke, as tekens van hierdie dankbaarheid wat hulle het vir die koning se beskerming. Dit was die verwagting van Jesus se volgelinge ook gewees, dat hy gaan kom as hierdie groot, sterk politieke leier, wat hulle gaan verlos van die verdrukking van die Romeinse Ryk. Maar Jesus kom nederig in Jerusalem in op 'n donkie, 'n teken van vrede en 'n nie 'n gewelddadige oorwinning. Met Jesus se intog juig die skare ook: Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Die groot verlosser is op pad. En dan gebeur hierdie antiklimaks, dit wat hulle juis nie verwag nie. Jesus word deur die Joodse Raad en deur die Romeinse Ryk tot die dood veroordeel, en hy hang aan 'n kruis. Alle hoop van 'n verlosser tuimel daar in een. Dieselfde mense wat in die skare was wat Jesus toegejuig het toe hy in Jerusalem ingekom het en gesê het: Hosanna, geseënd is hy wat kom, staan later as bystanders by die kruis, en hulle sien hoe Jesus sterf. Ek wonder sommer vanoggend, hoeveel keer is ons deel van die skare wat skree: Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Ons erken die krag van Jesus in ons lewe. Ons weet hy is die verlosser wat kom. Maar dan staan ons ook verwaand en verleë wanneer die Here nie ons grootste verwagtinge oortref nie. Ons het 'n verwagting van hoe die Here gaan kom en ingryp in ons lewe, en alles gaan verander en alles gaan net beter wees. Maar dan is die ingryping van die Here eintlik heeltemal anderste. Dis
kontra dit wat ons verwag, en ons loop weg van die kruis af, soos Jesus se volgelinge, in ongeloof en met groot hartseer. Of ons staan voor die voet van die kruis as gelowiges met die wete dat die Here ons verlos en vrymaak op maniere wat ons dit nie eers verwag nie. Palmsondag daag ons uit om Jesus nie net te vier wanneer hy inpas in ons verwagtinge nie, maar om hom ook te vertrou wanneer hy op maniere werk wat ons grootste verstaan oortref. Wanneer ons hom sien intrek op 'n donkie, nou eerskomende Sondag, herinner dit ons dat die pad nie altyd lyk soos 'n wêreldse oorwinning nie, maar hy juis deur die kruis vir ons verlossing bring wat al ons verstand te bowe gaan. So mag ons in hierdie groot week wat vir ons voorlê, stil raak voor die kruis. Mag ons nie net toeskouers wees wat Jesus toejuig as dinge goed gaan nie, maar gelowiges is wat by hom bly, selfs in die donkerste van Goeie Vrydag, met die wete dat die opstanding ook met Paasondag gevier word. Want hy oortref ook al ons verwagtinge, hy deurbreek ons vrese en hy verlos ons op maniere soos net God kan. Mooi dag vir jou.